Hier aan die begin van die versie klap ons hande. As jy ongemaklik is met hande klap, hoef jy nie. Maar as jy wil, kan jy. Is maar net sodat ons weet, okay, nou wanneer moet ons hande klap en wanneer klap ons nie hande nie. So julle sal sien daar gemeente klap hande en dan by die koorgedeeltjie sing en sing dan saam. So kom ons staan en dan doen ons dit uit volle bors uit. Julle volke klap julle hande, juig tot weer van voor. Verhef julle stem en roep sy naam en maak 'n stand op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want hy is eeuwig koning, in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. In die hemel steek ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Volk en die nasies kyk oor al sy skepingsdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. In die hemel koning skenk ons sy genade. As dan met sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare en die torens blaas ons almal in sy naam. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam. In die hemel koning skenk ons sy genade. In die hemel koning skenk ons sy genade. Dankie vir die tannies. En die Charlene, jy en Dian julle kan gaan, hoor, dankie. So vriende, ons in verlede Sondag en hierdie Sondag praat ons so bietjie oor tafel, rondom die tafel en wat dit beteken het om saam te eet. Ek het aanvanklik gedink om 'n paar van julle hier voor te sit en laat julle lekker sit en eet hierso terwyl ek preek, maar dalk sou dit die aandag so bietjie aftrek. So ons voorstelling hierso is 'n tafel waar mense saam kuier. Dit het nogal bietjie in 10-1 het dominees, vorige dominees dit al vir julle verduidelik, maar ek herinner julle maar net weer. In die Bybelse tyd het om saam te eet baie meer beteken as vandag se tyd. Baie meer. Ek bedoel, dink net aan die opset van die dorpies waarin hulle gebly het. Daar's nie tuine en goed nie, die gebouetjies, die huisies is teen mekaar. Dit is nie megastede soos waarin ons gewoond is nie. Met ander woorde, dit wat hier by jou buurman gebeur, dit weet jy. Daar's nie daai groot privaatheid nie. Mense weet van mekaar, mense is bewus van mekaar. So wanneer jy iemand uitnooi vir ete, weet die hele dorp dit. Miskien het jy in 'n klein dorpie groot geword, waar almal van almal se besigheid weet. En dit is amper al so 'n bietjie naby daaraan in die Bybelse tyd. Wanneer jy
iemand vir ete nooi, het almal gesien, okay, wie gaan hier by hierdie huis in? So, as jy vir ete genooi word, aanvaar jy dit ook nie sommer nie. Jy meet eers, want dis 'n sosiale struktuur. As die ou wat jou genooi het, so 'n bietjie van 'n laer klas was, het jy nie die ete uitnodiging aanvaar nie. Want dit sou beteken, wanneer jy dit aanvaar, dat jy daar aangaan. As die ou wat jou genooi het, bietjie meer aansien gehad het, jy dit met graagte aanvaar, want, hey, kyk saam met wie het ek geëet. Kyk wie het my uitgenooi vir ete. So dit lig jou so bietjie. Daar was ook baie godsdienstige implikasies rondom 'n ete. Gebruike, soos hande was, reinigingsgebruike. Jy gaan ook nie sommer in 'n nie-Joodse huis in nie. Die oomblik wanneer jy in sy huis ingaan, is jy onrein. Dit is hoe dit was. Jy eet ook nie sommer enige kos nie, want daar is kos wat jy kan eet wat jou onrein maak. So dis nogal 'n hele bondel van goeters wat gebeur rondom 'n ete en wanneer ons saam met mekaar eet. Ons het verlede Sondag het ons stil gestaan en ons het die vraag gevra, wie is die gasheer? Want die gasheer bepaal eintlik wie is welkom en die gasheer bepaal hoe die kos uitgedeel word, wanneer die kos uitgedeel word. Gasheer bepaal dit. En ons het stil gestaan in Lukas 24, Jesus en die Emmausgangers. Hulle nooi hom in hulle huis in. En dan is die volgende vers, die rolle draai om. Hulle is veronderstel, een van hulle is veronderstel om die gasheer of die gasvrou te wees. Die volgende vers wys maar Jesus is die gasheer. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. So daai ding van die vraag wat ons gevra het is, wie is die gasheer in ons huis? Wie is die gasheer van my lewe? So vanoggend is die vraag, wie is op die gastelys? Nou, ek weet nie of jy dalk kan onthou nie, dalk het dit so gewerk met jou troue, in voorbereiding daarvoor, 'n lys A, 'n lys B en 'n lys C. Lys C is jou oom se tannie se niggie se kleinkind, wat jy nog nie ontmoet het nie, maar ma het gesê sy moet dalk op die lys wees. So jy werk eers deur lys A, dit is al die ouens wat jy baie graag daar wil hê, né? En as van hulle nou nie daar kom nie, dan gaan jy nou oor na lys B toe. Jy wil hulle graag daar hê, maar jy het nie so baie kontak met hulle nie. Lys C is jy nog net gehoor van hulle. So die vraag wat ons vanoggend vra is, hoe lyk Jesus se gastelys? Werk hy ook met 'n lys A en 'n lys B en 'n lys C? En ons gaan hier uit Matteus 9 gaan ons lees hierso van. Matteus 9, vers 9. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Net so 'n bietjie weer agtergrond. Tollenaar, hy werk eintlik vir die Rome, vir die keiser. Hy's 'n belastinggaarder, sit gewoonlik hier in die begin van die dorpie, by die poort van die dorp. Almal wat inkom, daar moet belasting betaal word op die goeder wat jy inbring in die dorp in. Daar is nie, dit is soos die dieselprys. Hy's nie vasgestel nie. Daar's nie 'n vaste tarief vir die belasting nie. Met ander woorde, elke tollenaar kan besluit, weet jy, wat gaan bietjie rof met die huis, ek gaan die pryse bietjie opsit. So hy kon sy eie prys maak, sy eie belastingkoers kan hy maak. Hy moet dan maar net sy gedeelte vir die keiser betaal en die res gaan na sy sak toe. En die mense het dit geweet. So tollenaars is nie graag die ou wat jy die graagste wil sien nie. Dis omtrent soos om by 'n dorp te kom en die ou van SARS wag vir jou daarso as jy so inry. Jy voel nie lekker gemaklik nie. Jesus sien vir Matteus by die tolhuis sit en hy sê vir hom, volg my.
Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Wie is op die gastelys van Jesus? Jy moet breër lees as net Matteus 9. Jy moet eintlik by Matteus 1 begin om te verstaan wie op Jesus se gastelys is. En as jy Matteus 1 gaan lees, dan gaan jy sien dit begin met die vorige geslagte, né? Dan lees so 'n bietjie en jy sal weet wie is in daardie geslagte. Daar's Rahab. Indien jy vergeet het, sy was 'n vrou van die nag, sy was 'n prostituut. Nie iemand met wie elke een lekker geassosieer wil word. Maar jy sal onthou met Jerigo neem sy die ouens in goed en sy word deel van God se gastelys. Daar's Rut, 'n Moabitiese vrou, nie 'n Jood nie, 'n nie-Jood wat deel is van Jesus se gastelys op die ou einde. Daar is Dawid, en nou sal ons sê Dawid, ja, koning Dawid, daarom is dit 'n Jood, maar ons ken Dawid se geskiedenis. En gaan lees weer wat sê die geslagsrol. Dawid, die pa van Salomo, by die vrou van Uria. Jy onthou vir Batsheba. Nie ouens wat jy eintlik op jou gastelys wil hê nie. En nou vanoggend hierso ook Matteus, tollenaar. En jy sal hou van Saggeus, tollenaar. Skelm, ouens wat jy nie graag rondom jou tafel wil hê nie. Maar dit is op Jesus se gastelys. Dit is saam met wie hy rondom die tafel sit. Vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, net die stuk hierna. Indien enige vrou wat aan bloedvloeiing gelei het aan jou geraak het, was jy onrein. Jesus bring vir haar genesing. Want dis wie hy is. Hy is die een wat ons verwelkom. Tollenaars en sondaars. Mense soos ek en jy. Jy en ek wat hier rondom die tafel sit, saam met Rahab, saam met Rut, saam met koning Dawid, saam met Matteus, saam met Petrus, wat 3 keer gesê het, ek ken hom nie, hy word deel van Jesus se gastelys. Saam met 'n Samaritaanse vrou, wat sê, wie is jy om vir my te vra vir water? Jy's 'n Jood, ek is 'n Samaritaanse vrou. Ja, sê Jesus, en jy is al by jou 5de man, maar jy is deel van my gastelys. Jy is welkom hierso aan my tafel. Want dit is hoe Jesus is. Rondom die tafel ontdek ons die een wat omgee. Die een wat nie veroordeel nie, wat nie uitkyk waar's die foute nie, want dis wat die fariseërs doen. Hulle loer deur die venster en sê, hey, hoe kan julle leermeester dit toelaat? Hulle vang hom uit. Jy weet, dit is wat hulle eintlik dink. Ons vang jou uit. Jy maak 'n fout. Jesus vang nie uit nie. Hy nooi uit. Hy nooi uit. Kom sit hierso by my aan tafel. Kom wees deel van my tafelgemeenskap. Daar's iets besonders aan 'n tafelgemeenskap. Jy weet dit, né? Rondom tafel
het ons maak ons tyd vir mekaar en ons praat in die week praat ek hieroor met mense in aanloop van die preek en goed en dink by jouself, wie van julle eet nog aan tafel? En jy weet die waarde daarvan, né? My middelkind wil die fit vang as daar 'n selfoon op die tafel is. En ons lag vir hom, maar dis eintlik waar. Sit weg, al die elektroniese goed. Sit by mekaar. Sit en luister mekaar se storie. Sien mekaar raak. Dit vra tyd. Dit vra dat ons mekaar raak sien. Dit vra dat ons mekaar na mekaar luister. En in hierdie hele tyd wat ons gee vir mekaar, omgee vir mekaar, vind daar eintlik 'n stuk genesing plaas. Word nuwe ontdekkings gemaak. Die ontdekking van wie Jesus is. Wat nie net brood breek en uitdeel nie, maar juis God se genade oopbreek en uitdeel. Hy antwoord die Fariseërs, jy moet mooi luister, hy antwoord hulle mooi op die veld waarop hulle baie goed is. Met ander woorde, hulle skrifgeleerdes, hulle ken die woord van die Here. Jesus sê, reg, ek antwoord julle op julle veld. Hy haal vir hulle aan uit Hosea 6 vers 6, wanneer hy vir hulle sê, God soek meer barmhartigheid as wat hy offer soek. En ek gaan lees toe so 'n bietjie Hosea 6, en luister net na hierdie mooi ontdekking wat ek maak. Jesus ken die woord van die Here. Hy ken die woord. En met die woord spreek hy hierdie ouens wat mor en moan, spreek hy hulle aan. Hoor wat sê Hosea 6, dit gaan oor die volk wat die Here nie met hulle harte dien nie. Kom ons gaan terug na die Here, want hy het ons verskeer, maar sal ons weer gesond maak. Hoor jy die ding van die geneesheer kom vir hulle wat stikkend is. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. En toe ek dit lees, dink ek, wow. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. En nou trek nou die lyne van Jesus, wat op die 3de dag opgestaan het, wat nuwe lewe gee, wat 'n nuwe tafelgemeenskap skep. Hoor dit. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Wat Jesus hier skep, is 'n tafelgemeenskap, waar mense nie meer bang hoef te wees vir God. Waar mense in die teenwoordigheid van God kan wees, nie verwerping ervaar nie, nie bang te hoef te wees vir God se oordeel nie, net sy kinders kan wees. Dit is wat Jesus skep. Hosea 6. Kom ons wy ons aan hom toe, ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën, hy sal ons verkoop soos lentereën die grond verkoop. En hy het dit gedoen in Jesus Christus. Vers 6 is die vers wat Jesus aanhaal uit Hosea uit. Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers, sê Jesus vir die Fariseërs. Julle staan en julle vind fout. Julle staan en julle oordeel. En julle dink wanneer julle dit doen, is julle reg. Jy kan enige iemand verkeerd bewys met die Bybel. Jy kan enige versie kan jy uitruk en jy kan iemand oordeel daarmee. Maar dis nie God se idee oor hoe sy verhouding met ons moet lyk. Sy verhouding begin in 'n verhouding waar ek hom sien as my Vader. En natuurlik spreek hy dan verkeerdhede in my lewe aan. Maar nie as 'n baas-slaaf, as 'n pa-kind. Onthou nou weer die verlore seun verhaal. Dis 'n pa wat sy kind tegemoet hardloop en genesing gee. Vriende, en dit is die gastenlys van Jesus. Jesus soek mense wat in 'n verhouding met hom wil wees, met 'n liefdesverhouding.
Aan tafel met Jesus ontdek ons God se Vaderhart, wat ons tegemoet hardloop. Ons ontdek God as ons geneesheer. Aan tafel ontdek ek ook myself, want sy liefde laat my ook ontdek dat ek my teiken mis, dat ek 'n sondaar is, want dis wat 'n sondaar beteken. 'n Sondaar beteken nie jy doen hier goedjies verkeerd en daar goedjies verkeerd en daar. 'n Sondaar beteken ek mis my doel in die lewe. Wat is my doel in die lewe? Om God te lief te hê en my naaste soos myself. Dis my doel in die lewe. As sondaar mis ek my teiken. Ons probeer hierdie gat wat sonde veroorsaak, probeer ons vul. Ons probeer dit vul met sukses, met welvaart, met ons kinders, met godsdienstige gebruike. Probeer ons die gat volmaak, maar jy kom agter, die gat word net groter. Die enigste een wat die gat kan toemaak, is Jesus, die geneesheer. Die uitnodigende Jesus, nie die uitwysende van my tekortkoming nie, soos die fariseërs nie. Jesus sit nie daar aan tafel en gaan so op die ry af en sê, en jy dit verkeerd gedoen, en jy dit verkeerd gedoen, en jy dit verkeerd gedoen nie. Hy sit aan tafel en hy sê, dit is so lekker om saam met jou aan tafel te sit. En jy moet weet dat ek vir jou onvoorwaardelik lief het. Dis Jesus. Dis die gasheer in ons lewe. So laat my ontdek wie is ek. Dis nogal 'n goeie vraag om te kyk, 'n goeie ding om te kyk na 'n mens self. Daar's twee uiterstes wanneer 'n mens kyk na jouself. Of jy dink ek is so 'n groot sondaar, ek mag nie aan die tafel sit nie. Of jy kan dink ek het so min sonde, ek het nie nodig om aan die tafel te sit. Dis die twee uiterstes. Jesus breek hierdie goeders af en sê, maak nie groot saak, hoe groot nie, jy is welkom. As jy dink jy het my nie nodig nie, dink net weer 'n keer. Jy het my nodig aan tafel. Hy laat my ook vra, wie is my medegaste? Miskien, vriende, is dit ons grootste probleem. Wanneer ons hier so aan tafel sit, kyk ons dalk te veel na mekaar. En is ons te veel bewus van mekaar se tekortkominge. En verloor ons die fokus op ons gasheer. Is ons as gaste te veel doenig met mekaar op 'n negatiewe manier. Dis baie maklik om 'n mens se foute raak te sien en dit uit te wys. Ek het vir my kinders gereeld gesê, die maklikste ding in die lewe is om 'n ander ou soos 'n bobbejaan te laat voel. Baie maklik. Maar in die proses is jy self 'n bobbejaan. Dit is baie maklik om ander mense se foute uit te wys. Maar dit help ons niks. Dit trek ons net almal af. So wie is my medegaste? My medegaste is mense wat stikkend is soos ek. Elkeen van ons het 'n storie, elkeen van ons het tekortkominge. Elkeen van ons het die Here nodig. Dis ons medegaste. Wat beteken dit vir ons? Twee skrifgedeeltes wat ek weer vanoggend met jou wil deel. 2 Korintiërs 5. Wanneer ek aan tafel saam met Jesus sit, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel. Nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en ons die bediening van die versoening toevertrou. Vriende, wanneer ons hierso sit, is ons nuut gemaak. Nie omdat ons perfek is nie, nie omdat ons sondeloos is nie. Ons is nuut gemaak deur die bloed van Jesus Christus. En daarom kyk ons nuut na mekaar ook. Ons beoordeel mekaar nie volgens ou maatstawwe nie. 2 Korintiërs 5. Wat sê Kolossense 3? Paulus sê, hier, en ons sou vanoggend hier kon sê, hier aan die tafel van die Here, is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig
onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Dis nie ons tafel. Dis nie die NG Kerk se tafel. Hierdie kerk is sy naam is die NG Kerk, maar die kerk behoort nie aan ons nie. Ons is nie die Afrikaanse NG Kerk wat Christelik is nie. Ons is 'n Christelike kerk wat NG is en Afrikaans praat. Maar ons definisie, ons identiteit is nie NG Afrikaans nie. Ons identiteit is Christus. En dit is wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê. Hier is Christus alles en in almal. Hier is sondaars welkom. Hier is Afrikaans sprekend, Engels sprekend, Nederlands sprekend, Duits sprekend, Zulu sprekend, Malawi sprekend welkom. Hierso is Christus alles en in almal. En ons moet dit vir mekaar kort weer sê, dat ons nie ons identiteit verloor nie. Ons identiteit is Jesus Christus. Hy is die gasheer. Ons is gaste aan sy tafel. En dit vra dat ons gaan leef soos mense wat beheer word deur die gasheer. Ek sluit af. Dit waarmee ons begin het. Sondaars is welkom. Brose mense soos 'n mossie, soos 'n swaalkie met haar kleintjies, is welkom in die teenwoordigheid van die Here. Mense soos jy en ek. Enkel ouers wat stoei daarmee om kleintjies groot te maak. Weduwees wat 'n verlies het aan 'n lewensmaat. Weewenaars wat alleen deur die lewe gaan. Mense wat geskei is, uit 'n gebroke verhouding uitkom, is welkom hierso. Mense wat sukkel met depressie. Mense wat bekommerd is oor werksomstandighede. Mense wat met gebroke verhoudings met hulle kinders sit, is welkom hierso. Mense soos jy en ek is welkom hierso in die huis van die Here. En dan kan ons sê, Here, ek het u woning so lief. Ek versmag van verlange na die teenwoordigheid van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare. Here Almagtige, my koning en my God. Mag jy en ek altyd tuis wees aan tafel saam met Jesus Christus. Amen. Sanggroepies, julle vir ons regmaak, ons gaan nou 'n lied sing. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink oor dit wat ons vanoggend nou gesê het, terwyl hulle regmaak. Die gasheer wat vir ons ontvang hier aan tafel. Hier is Christus alles en in almal. Dis waaroor dit gaan in die kerk.
So vriende, dit is so 'n groot lied wat ons sing, te sê, Here, hier is ons. Ons wil elke mens sien as u tempel. Elke liewe mens wil ons sien as u tempel. Ons wil u liefde versprei. Ons wil getuig met ons lewens, nie met ons praatjies nie. Praatjies help, lewens help baie meer. Lewens optrede help baie meer. In ons voorbidding wil ons dink vanoggend weer aan Elswie. Sy's uit die hospitaal uit. Sophie, Marijn, ons dink steeds aan Marijn, Dries en Bernie. Ons dink steeds ook aan jou vanoggend hierso by ons, dat die Here vir julle regtig sal vashou. Is daar nog mense wat ons moet noem? Ek dink sommer Sofia. Hoe gaan dit met Sofia? Ons gaan hierdie week, ek dink dit se gebeur naasweek, so hierdie week is die opgeloof, besoek die radio. Okay, so Sofia, 14 jaar oud, gewasse onder die borsbeen, wat hulle verwyder het, maar ons is nog steeds nie tevrede nie. So baie sterkte ook vir julle, Marlies. Sal haar naam weer opsit. Ons langtermyn siekes, Jaco, vir Leonie hulle, wat bystaan vir Babsie, vir Henny en vir Babsie. Ons dra hulle aan die Here op. So Albert, Theresa Williams, Nick, Lorraine, Koster, Frans, Dominie, Gerda van Heeren en Marius en Antoinette Janse van Rensburg. Ek wil ook sommer bysit, vriende, ons lewe in uitdagende tye en ons besef nie altyd hoe hierdie dinge in die Midde-Ooste van ons mense raak nie. Dis van ons mense wat se besighede baie erg geraak word deur skepe wat nie kan deurkom om vrag af te lewer en goed nie. En dit raak almal van ons. En ons gaan dit ook sien wanneer ons brandstof ingooi en wanneer ons kos gaan koop. Goeders gaan duurder word. En ons wil dit aan die Here opdra en ons wil in hierdie situasie wil ons vir die Here sê, Here, hou ons vas, help vir ons dat ons U vertrou. Ons bid vir U vir 'n oplossing. Dis nie Donald Trump wat die oplossing kan gee nie. Dis nie enige politieke leier wat die oplossing kan gee nie. Dit is slegs U, Here, wat vir ons oplossing kan gee. Kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe vanoggend in groot afhanklikheid. Wanneer ons in aanbidding kom en wanneer ons bid vir mense wat siek is, wanneer ons bid vir moeilike situasies, is dit omdat ons juis in ons gebrokenheid na U toe kom. U die groot geneesheer, wat ons liggaamlik kan genees, maar ons bid nog meer, Here, dat U ons gees ook sal genees. Want moeilike situasies skud ons geloof, skud ons vertroue, en net U alleen kan vir ons help daarmee. Dankie dat ons kan intree vir die wêreld. Ons weet dat U in beheer is, ook van regerings, of hulle nou Christelike regerings is of nie Christelike regerings nie. U is Here oor hulle almal. En ons wil bid, Here, laat U volkome wil sal geskied. En ons bid vir vrede. Ons bid vir mense wat elke dag in vrees lewe, vir bomme en vir oorlogsomstandighede, vir kinders wat getraumatiseerd is, Here. Ons wil intree en vra, Here, dat U asseblief sal troos en sal vashou. Ons bid dit in U naam, Here Jesus, die geneesheer van alle lewens. Amen. Vriende, so 'n paar afkondigings wat ek vinnig met julle wil deurgaan. Ons gewone program Dinsdae, Woensdae en Donderdae, Bybelstudie, omgeegroep, manne om die woord. Ons het nie vanoggend belydennisklas nie. Ons golfdag kom al nader, 20ste Augustus, en dan ons bazaar is nog nader. Oom Dries, ek het hom spesiaal vir jou verander. So daarso kan jy kom help. Is jy 'n bok vir sports? Asseblief kom help by ons bazaar. Ons het koeke en puddings nodig. Ons het terte nodig. Ons het helpers nodig. Kom meld aan dat ons 'n lekker groot
poging maak, nie net van 'n paar mense nie, maar van 'n klomp mense in ons gemeente. Pannekoek en vetkoek, rol, bak en stop. Daai stop is nie twak nie, dis maalvleis. Braaiers, items vir die snuffeltafel, as jy klere wil, tweedehandse klere wat verkoop word. As jy iets het om vir ons te gee op ons aanlyn veiling, kan jy dit gee. Ons sal hom aan die gang kry. En dankie vir bestanddele wat al ingekom het. Julle sien daar, dit is die groot bestanddele wat ons nodig het. Meel, suiker, olie en vla. En as jy ergens kan help met 'n gazebo, sal dit ook baie gaaf wees. Volgende Sondag preek Dominee Gert hierso. Gaan lekker wees om hom ook hierso te ontvang hierso by ons. Hy kuier 'n bietjie in Belito, so hy gaan volgende Sondag die erediens ook vir ons lei. Onthou van ons omgee noodfonds daarso so en onthou ook van as jy met 'n kaart wil betaal, ons helpers staan reg daarmee om vir ons te help. Ons gaan dan nou oor na die dankoffer toe. Vriende, kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Die Here wat vir ons ontvang aan sy tafel. Die Here wat sê jy is baie welkom.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees vir ons elkeen laat tuiskom aan God se tafel. Amen. Here is